toelank aan elkeen wat hier is. Ons gaan begin saam sing, 'n paar liedere. Ons begin by lei ons Here. Een van ons volksliedere, lied 131, is 'n lied van verwondering. As ons wonder oor die natuur, hoeveel sterre skyn daar, hoeveel wolke waai daar en so meer, maar dan moet ons net sê, ons weet, God is groot. Ons sing die eerste en die derde vers. Lied 5, wat sê, daar is geen grens aan God se guns en genade, sy ontferming, sy omgee vir ons, dit hou nooit op. Dit is 'n baie kort lied, ons sing dit 2 keer saam. Lied 230. Dis eintlik 'n baie mooi geloofsbelijdenis wat ons maak, net by die Heer vind ek rus, hy is my rots en my redding, net by hom staan ek sterk, hy is my veilige vesting. Ons sing albei die vers.
ons gaan oorgaan na ons erediens as ons saam 'n paar verse gaan sing van 'n lied in ons gemeente sangbundel wat 'n beruiming is van ons geloofsbelijdenis. Hy het volle 9 verse wat ons nou nie kan sing nie. Maar omdat dit vanaand ook gaan oor die sakramente van ons kerk, gaan ons 'n bietjie rondspring tussen die verse en lyk my Drietjie is reg daarvoor. Ons gaan vers 3 sing wat iets van sê van ons doop en ons belydenis, en dan vers 9 van die nagmaal, en dan sing ons ook vers 7 waar ons mekaar dan aanmoedig om ook as kinders van die Here in hierdie wêreld te leef. Ons sing die 3 verse na mekaar. Welkom aan elkeen van u vanaand, hier ook in die huis van die Here. Dit is heerlik om op 'n Sondag aand ook so as kinders van die Here by mekaar te kan kom. En so in ons week van gebed, as ons vanaand ook stil staan by ons tweede tema, nadat ons vanoggend gehoor het dat ons moet bou en dat ons moet regbou, na aanleiding van die verhaal van die 3 varkies en die nare wolf. Vanaand sal ons so 'n bietjie stil by Hansie en Grietjie, maar dit gaan ons net so as agtergrond in ons koppe hou, as ons dan eintlik uit Joshua uit gaan lees en die bakens gaan soek wat op ons pad ook altyd moet wees, om op die pad van die Here te kan stap en reg te kan bou. Ek wil welkom sê vir die persone wat ek sien van Cedar Park gemeente. Hulle het ook besluit om by ons in te skakel vir die week van gebed, en dis heerlik. Eintlik is ons maar almal ou bekendes, maar dit is baie lekker om elkeen van julle ook te sien, en dat julle ook hier by ons inskakel ook vir hierdie week, en mag dit ook 'n geseënde tyd wees. En terwyl ek nou hier van hulle het, wees verseker ook waar ons binne in die week van gebed is. Julle gemeente is regtig ook in ons gebede. Ek het herhaaldelik al ons gemeente opgeroep om vir Cedar Park gemeente in gebed op te dra, en ook daar die wil van die Here vir elkeen en vir die gemeente self te soek. Daar is nie 'n dankoffer in die banke nie, daar is wel elke aand een by die deure, en laat ek sommer dadelik sê baie dankie vir ons kerkraad wat reg staan ook daarby. Dankie Stefan vir die reëlings daar rondom, jy en Rudy. So dankie ook. En dan na die diens elke week aand, vanaand tot en met Woensdag aand,
kan ons na die diens hier oor kan die pad so 'n bietjie gaan kuier, het 'n bietjie nuus uitruil, daar is lekker verversingskoffie tee, maar dit is te warm vanaand. Maar daar is sap ook en koue water, en dan is daar ook heerlike toebroodjies. So gaan maak gerus 'n draai daarso, gaan knibbel ietsie, en dan gaan ons ook die week tegemoet met die wete dat die Here saam met ons gaan. Kom ons word 'n paar oomblikke stil, dan roep ons die naam van die Here aan. Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want u is God, my redder. In u stel ek elke dag my verwagting. Amen. Geliefde, genade en vrede van God ons Vader, die Heerser oor lewe en dood. Genade en vrede van Christus, wat uit die dood opgewek is, eersteling van die wat gesterf het. Genade en vrede van die Heilige Gees, ons Here en lewendmaker. Kom ons maak die naam van die Here groot. Dan sing ons uit lied 505. Jesus, u gaan voor, ons volg in u spoor. U ken al ons lewenspaaie, al die hoogtes, dieptes, draaie, en daarom sit ons hand in die Vaderhand. Ons kan staande die eerste vers sing en ook die tweede en vierde vers. Maak vanaand die Bybels oop by Joshua hoofstuk 5. Joshua hoofstuk 5. Ek kan nie vir jou bladsy gee nie, maar dis redelik voorrig in die Bybel. Dit sal help. Die selfoon soek dit sekerlik makliker. Joshua 5. Dit is nie 'n baie lang hoofstuk nie, en om mooi die lyn te kry, gaan ons die hele hoofstuk saam lees. Ek wil my voorkom, almal het die plek gekry. Terwyl ons so met die Bybel oop sit, gaan ons bidend ook vra dat die Here deur hierdie woord in ons harte sal werk. Kom ons sing uit lied 404, waar ons vra, kom o Skepper Gees, lewend makend Gees, lei my in u waarheid, leer my, wees my trooster, kom o Skepper Gees. Terwyl ons so sit, sing ons dit as ons gebed saam.
Joshua 5. Toe al die konings van die Amoriete wes van die Jordaan en al die konings van die Kanaaniete aan die see hoor, dat die Here die water van die Jordaan voor die Israeliete laat opdroog het, sodat ons kon deurgaan, het hulle harte van angs verstyf en het hulle nie meer moed teen die Israeliete gehad nie. In die tyd het die Here vir Joshua gesê: maak vir jou klipmesse en besny die Israeliete. Daar moet weer 'n besnydenis wees. Joshua het toe vir hom klipmesse gemaak en hy die Israeliete besny. Die plek is genoem die heuwel van die besnydenis. Die rede waarom Joshua die besnydenis moes uitvoer is die volgende: die hele volk wat uit Egipte getrek het, die mans, al die weermanbare manne, is op pad in die woestyn dood met die uittog uit Egipte. Al die mense wat destyds getrek het, was besny, maar die mense wat in die woestyn onderweg gebore is tydens die uittog uit Egipte, was nie een besny nie. Israeliete het 40 jaar lank in die woestyn rondgetrek, totdat die hele nasie uitgesterf het. Dit wil sê die weerbare manne wat uit Egipte getrek het en ongehoorsaam was aan die opdrag van die Here. Hy het destyds 'n eed afgelê dat hulle nie die land sou sien wat hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee nie. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hy het daardie mense se kinders in hulle plek gestel en vir hulle het Joshua besny, want hulle was nog nie besny nie. Hulle is nie langs die pad besny nie. Nadat die hele nasie klaar besny is, het hulle eers in die kamp gebly totdat hulle gesond was. Die Here het vir Joshua gesê: vandag het ek julle bevry van die smaad wat van Egipte se tyd af op julle rus. Joshua het die plek toe Gilgal genoem. Dit is vandag nog die naam. Terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die Paasfees daar in die Jerigo vlakte gevier, op die 14de maand in die aand. Die oggend na Paasfees, presies op die dag, het hulle ongesuurde brood en gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet. Daardie oggend, toe hulle van die opbrengs van die land eet, het die manna weggebly. Daar was nie weer manna vir die Israeliete nie. Hulle het daardie jaar van die land Kanaan se eie oes geëet. Joshua was naby Jerigo, toe hy sien, staan daar 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. Joshua het na hom toe gegaan en hom gevra: is u aan ons kant of aan die vyand se? Nee, sê die man, ek is die aanvoerder van die leer van die Here, daarom is ek hier. Joshua het diep gebuig en vir die man gesê: wat wil u aan my, u dienaar, sê? Toe sê die leervoerder van die Here vir Joshua: trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is 'n gewyde plek. Joshua het dit gedoen. Ons lees tot sover uit die woord van die Here en ons gaan by ons hele geleesde gedeelte stil staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus se naam, is ons so 'n bietjie by die sprokie van Hansie en Grietjie. 'n baie ou sprokie, alreeds geskryf in 1812. Dit is baie lank gelede. En dit is geskryf deur die broers Grimm. Wat trouwens baie van ons sprokies wat ons vandag nog ken,
vir ons neergeskryf het. Soos met die 3 varkies vanoggend het dit met Hansie en Grietjie ook gebeur, dat daar deur die jare baie verskillende weergawes ook oor Hansie en Grietjie ontstaan het. Soos eintlik wat ons die een na die ander kan opnoem aan mekaar. Maar kom ons bly vanaand so naby as moontlik aan die oorspronklike verhaal. Het jy na vanoggend so 'n bietjie gesit en dink of jy nog die sprokie ken van Hansie en Grietjie? Ja, die sprokie begin natuurlik met bekende woorde, lang gelede. Het Hansie en Grietjie gebly saam met 'n pappa en 'n mamma daar op die rand van 'n bos. Maar op 'n baie hartseer dag is die mamma oorlede en het die pappa weer getrou. En dan kom daar gewoonlik 'n baie nare stiefma in die prentjie. Arme stiefma, so kom altyd in sprokies met nare mense wees, weet ek regtig nie. Maar hierdie stiefma besluit sy hou nie van Hansie en Grietjie nie en sy het die pa se arm gedraai en vir hom gesê, jy moet hierdie 2 kinders vat en ons self het net droë brood om te eet, so hoe gaan ons na hulle kyk? En die pa het geswyg daarvoor en hy het vir Hansie en Grietjie aan die hand gevat en ver in die bos ingestap en vir hulle gesê, wag net gou hierso, ek gaan net gou iets kyk. En toe hulle oë uitvee, toe is hulle pappa ook weg. Maar Hansie was 'n bietjie slimmer. Hy het gehoor wat die nare stiefma gesê het vir die pa. En voordat hulle geloop het, het hy 'n klomp wit klippies in sy sak gedruk. En hy het vir Grietjie gesê, ag, moenie bekommerd wees nie. Ek het hier net wit klippies gegooi, soos wat ons gestap het. So ons sal maklik die pad terug kry huis toe. En hulle het inderdaad so begin om terug te stap huis toe. Groot was die pa en die stiefma se verbasing toe hulle daar opdaag. En dit was nie lank nie, toe begin die stiefma weer so 'n bietjie kerm daar om die pa se ore, dat hy weer vir Hansie en Grietjie in die woud moet gaan los. Hy het maar weer geswyg en hy is weer met hulle in die bos in, hulle weer daar gelos, 'n lang storie kort, hierdie keer het Hansie nie ongelukkig klippies gehad nie, maar hy het broodkrummels gegooi. En wat het met die broodkrummels gebeur? Die voëls het dit opgeëet soos wat hy dit gegooi het, en daar bly hulle toe in die woud, en hulle is verward, en hulle soek 'n plek, en hulle kom op 'n huisie af, en julle weet almal waarvan was die huisie gemaak. Van lekker goed. Ja, en ek dink min van ons sou die versoeking kon weerstaan, hulle het begin eet daaraan, en toe die deur oop vlieg, toe's daar 'n nare heks, wat ook eie is ons sprokies, en die heks nooi hulle baie vriendelik binne, en sê hulle daar kom sit, maar toe hulle binne is, toe slaan sy die deur toe, en sy sê vir hulle, wie vir julle sê, julle mag vir my huis eet, en sy prop vir Hansie in 'n hok, en sy laat vir Grietjie daar baie hard in die huis werk, en sy begin om vir Hansie vet te voer, en op 'n dag toe Hansie nou baie mooi rond is, en hier is nou weer die sensitiewe deel van die storie, sê sy vir Grietjie, maak 'n vuur. Ja, Hansie is nou mooi vet genoeg. Arme Grietjie het 'n vuur gestook en die nare heks het gesê, warmer en warmer. En sy het warmer en warmer gemaak. En net toe die heks so mooi buk om te kyk of die vuur nou warm genoeg is, wat doen Grietjie? Sy gee vir die heks 'n stamp en die heks beland in die vuur. En Hansie en Grietjie kry dit reg om te vlug uit die huisie uit. Op 'n wonderlike manier kry hulle pad weer terug na hulle huis toe, en op 'n wonderlike manier toe hulle daar kom, is die stiefma ook weg. Toe en so eindig Hansie en Grietjie. Dis nou baie kortliks vertel. Maar soos ek gesê het, die kern waarby ek wil stilstaan eintlik vanaand, waar ons vanoggend gehoor het dat ons as kinders van die Here in hierdie lewe vir die Here moet bou, moet werk, dat ons 'n roeping het wat ons moet uitleef, loop ons op hierdie lewenspad. Maar dit is ook so dat kinders van die Here ook moeg word. En dat ons dan ook bakens nodig het. Dat ons ook moet kan omdraai en sê, ja, ek kan langs hierdie pad kan ek loop. Dat ek vorentoe kan kyk en kan sê, maar die Here het vir my dinge gegee waaraan ek kan vashou. En dis hierdie lyn uit die sprokie van Hansie en Grietjie wat ek graag vanaand wil volg. En soos ek vanoggend gesê het, natuurlik is daai sprokie en dis nie die waarheid nie, maar ons kom by die waarheid van die woord as ons by Joshua 5 ook so 'n bietjie stil staan. Nou wat gebeur in Joshua 5?
Ons kry die Israeliete hier eintlik al klaar in die beloofde land, maar hulle is besig daarom reg te maak om die laaste oorwinning eintlik te behaal as hulle Jerigo moet oorwin, as hulle daar moet oorgaan. Ons lees dat hulle, soos hulle voorouers jare gelede, so pas droogvoets deur die Jordaan rivier getrek het. Dat hulle letterlik droogvoets deur daardie rivier is, want die Here het weer die water geskei. Net soos met Moses jare tevore toe die Rooi See of die Rietsee ook oop gegaan het. En ek wonder nogal wat die Israeliete se koppe gegaan het op daardie oomblik toe hulle so droogvoets deur die rivier gestap het. Ons lees wel dat die vyande van Israel so 'n bietjie bang was en besluit het om nou maar die Israeliete te los en hulle in vrede te laat. Maar hier is die nageslag van 'n nasie wat 40 jaar in die woestyn rondgeswerf het, omdat hulle ouers en grootouers die eerste keer toe hulle daar uit Egipte weg is, nie kans gesien het vir hierdie taak om die beloofde land in te gaan nie. Hulle het destyds letterlik 4-voetig vasgekeer en omgedraai om terug te gaan na Egipte. En God het hulle gestraf vir daai 40 jaar in die woestyn. Maar nou is hier die volgende generasie Israeliete, reeds gedeeltelik in die beloofde land, uiteindelik hulle gekom by hulle bestemming. Ons kan dink ek nie hulle daardie verligting indink nie. Ek dink hulle almal het so 'n gesig van verligting gesug. Maar dan was daar ook maar onder hulle 'n klompie wat bekommerd was, want daar het nog heel wat werk voorgelê voordat hulle regtig nou kon sê hulle was ingeburger in die beloofde land. Hulle het geweet, daar was nog so 'n paar oorloë wat geveg sou moet word, stede wat oorwin moes word. Maar ten minste was die wagtyd nou verby. En was hulle hastig om nou hierdie paar laaste tree ook te neem, sodat hulle tog nou net rus kon vind. En ek skat dat die manne daar in die Israelitiese kamp op daardie stadium begin het om hulle wapens so bietjie na te gaan en reg te kry, reg te maak vir die stryd, hulle gevegkuns weer so bietjie opgeskerp het vir die laaste oorlog of wat nou voorlê, want hulle het gedink hulle gaan met oorlog voer teen Jerigo. En hulle het gewag dat Joshua nou net vir hulle sal sê, nou is die tyd manne, dat ons hier vir Jerigo kan inval. En dan sal hulle ten minste al voorberei en reg wees. En toe, op 'n dag gebeur dit. Joshua roep vir hulle almal by mekaar. Hulle is reg vir hierdie krygsberaad. Maar dan kom hierdie verskriklike ontnugtering. Want in plaas daarvan dat Joshua vir hulle sê, gaan haal julle wapens, ons is reg, sê hy nee, al die mans in die kamp moet eers besny word. In plaas van veg, moet hulle letterlik eers verwond word. En seer en weerloos gelaat word vir 'n tydjie. Ek dink hulle het onder mekaar gevra, maar is dit nou regtig wat hier moet gebeur? Dat hier waar hulle skaars 'n klip gooi eintlik van Jerigo af was, dit was omtrent so 2 kilometer, dat almal van hulle eers besny moes word, weerloos gemaak moet word. As die mense in Jerigo mos nou daarvan gaan hoor, dan gaan hulle dit uitbuit en vir hulle kom aanval en dan is hulle almal dood. Dat die mense laat vra, maar hoekom gee die Here nou hierdie opdrag? Hoekom hierdie bevel van die Here? Nou, die van ons wat die Bybel ken, weet dat die besnydenis die teken was wat God met Abraham aangegaan het, toe hy die verbond met Abraham gesluit het. Toe hy vir Abraham gesê het, Abraham, met jou en jou hele nageslag gaan ek 'n pad loop en ek bind my aan julle vas. En as 'n fisiese teken daarvan het Abraham vir homself alle manlike nageslagte tot seentjies van 8 dae oud almal laat besny. En dit het sonder twyfel vir hulle die wete gegee, hulle behoort aan die Here. Hy regeer oor ons lewens. Dit was in die eerste plek 'n daad van gehoorsaamheid. En 'n mens wonder soms hoekom Moses
hierdie gebruik eintlik in die woestyn laat vaar het, maar dit is 'n hele boodskap op sy eie wat ek 'n ander dag dalk sal aanpak. Maar die stuk ontrou word hier op die Here se bevel reggestel, voordat hulle weer as 'n volk onder sy sorg hier in die beloofde land kan woon. En daarom hierdie opdrag. Hulle kan nie in hulle eie sinnigheid gaan lewe nie. Nee, hulle moet weet, hulle staan onder die seën van die Here. En dat hulle onder hierdie seën moet lewe. Dat was dit in die tweede plek ook 'n geloofsdaad. 'n Geloofsdaad, want al die manne in daardie kamp was gelyktydig buite aksie, terwyl hulle letterlik binne in die gevaarsone was. Net God kon hulle bewaar in daardie tydjie wat hulle buite aksie was. Hulle moes vertrou en staat maak dat God sy woord gestand sal doen en hulle sal bewaar terwyl hulle swak was. Dit word nou gedoen. Na 'n rukkie is hulle almal weer gesond en hulle sê, Joshua, hier is ons is gereg vir die stryd. Maar weer eens moet hulle hoor, nee, wag so 'n bietjie, sê die Here. Nou gaan ons eers die Paasfees vier. 'n Tyd om weer 'n bietjie terug te dink en te onthou. Om te onthou van die wonderlike verlossing uit Egipte. Daarvoor het hulle die brood geëet en die wyn gedrink. En moes hulle weer onthou hoe God gesorg het, hoe hulle uit Egipte uit kon kom. Hoe God gesorg het vir 40 jaar in die woestyn, dat daar elke liewe dag manna was om te eet, dat hulle klere nie verslyt het nie, en so meer. God het getrou gebly. Hy het gesorg. Israel kon nie die beloofde land ontvang, voordat hulle self opnuut weer met die vier van die Paasfees aan God wy. En sê, Here, ons onthou wat U vir ons gedoen het. En daarom hou ons aan U vas. En daarom slyp hulle nie hulle wapens op die vooraand van die groot oorlog, om finaal besit van die land Kanaan te neem nie. Nee, dit wat hulle moet doen, is om hulle self weer te wy aan die Here. Hulle doen dit deur hierdie twee tekens, die besnydenis en die Paasfees. Duidelik, twee sigbare tekens, of dan in terme van vanaand, twee sigbare bakens, waarin hulle kon vashou. Maar dit stop nie hier nie. Daar kom 'n derde een by. Ons sien en lees in hierdie gedeelte, dat Joshua skielik 'n man met 'n ontblote swaard sien, wat aan hom verskyn. En hierdie man is 'n sigbare teken van God se teenwoordigheid by hom en by die volk. En hierdie man kondig homself aan as die bevelvoerder van die leer van God self. En hy gee aan Joshua dieselfde opdrag wat hy daardie tyd aan Moses gegee het by die brandende bos, naamlik om sy sandale uit te trek, want hy is nou op gewyde grond. Hy is in die heilige teenwoordigheid van God self. God is daar by hom. Deur hierdie teken op 'n sigbare manier moet Joshua ook moed skep om te weet dat God by hom is, om ook hierdie laaste tree te gee om Jericho ook oor te neem. Dat Joshua nie hoef te wonder hoe hulle dit sal regkry en of hulle dit sal maak nie, maar dat die Here self vir hulle in hierdie geveg sal lei. Dit is vir interessantheid, hulle mooi gehoor toe ons gelees het, wat was Joshua se eerste reaksie toe hy hierdie bevelvoerder van die leer van God sien? Hy vra dadelik, aan wie se kant is die Here? Die Here ignoreer eintlik vir Joshua totaal en al, want God kies nie kant nie. Dit gaan nie in die eerste plek oor die mens nie. Dit gaan nie oor die Israeliete nie, dit gaan nie altyd oor ons nie, dit gaan
oor God. En God kies die kant wat hom verheerlik, wat sy naam groot maak. Hy kies die vir hom. Hy verwerk die teen hom. Dis al twee kante wat daar is eintlik in die woord van die Here. Nou sit ons dalk teen hierdie tyd en wonder, ja, dis nou alles baie interessant. As ons nou lees van die teken van die besnydenis as 'n geloofsteken en ons hoor van die Paasfees wat hulle gebruik het as 'n teken dat God vir hulle uit Egipte uitgelei het en dat ons nie wapens op te neem om te gaan beklei nie, omdat die Here vir ons beklei. Ja, wonder ons dan, maar wat sê dit nou vanaand vir ons in 2026? En nou wil ek sê, baie. Ongelooflik baie. Daar is baie wat ons in hierdie gedeelte kan uithaal vir onsself. Hier in Januarie van 2026. Wat kan ons hier uithaal? Ons kan hier uithaal in die eerste plek dat ons nie die gawes en die sorg en die seën van die Here kan ontvang as ons nie onsself totaal aan hom toewy nie. As ons nie onsself totaal en al vir die Here gee nie. En ons sukkel daarmee. Ons spartel en ons spook met so baie dinge in hierdie lewe. Ons probeer self om ons huwelike aan mekaar te hou. Ons probeer so hard om ons geldsake te laat vlot. Ons probeer alles om ons kinders ordentlik groot te maak. Ons probeer om in vrede te lewe met die kollegas daar by die werk, of by die klasmaats, by die skool, of wie ook al. Net om baie keer moeg en moedeloos te gaan sit en te wonder, maar hoe harder ek probeer, hoe minder voel dit vir my, kry ek reg. Dit wil net so begin regkom, maar dan loop alles weer skeef, en dan raak ons moedeloos. Die Here se oplossing daarvoor klink dalk vir ons agterste voor. Maar dis hoe die Here met sy kinders werk. As hy sê, nee, stop, los jouself, begin by my. Maak dit die eerste baken op jou pad, jou verhouding met my. Wy jou aan my toe. En jy sal agterkom hoe al die ander dinge ook regkom. Ag, daar is te veel verse in die Bybel om vanaand aan te haal. Een van die baie mooi is in Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. En dan die baie bekende woorde ook uit Matteus 6 vers 31 en verder. Julle moet julle dus nie bekommer om te vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit wat julle alles nodig het. Nee, beywer julle eers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, en dan sal hy ook al die ander dinge gee. Daar is dalk baie groot uitdagings in jou lewe hierdie jaar, wat jy voel jy nie vooropgewasse is nie. Ons hou dalk so 'n bietjie asem op, omdat ons nie weet wat hierdie jaar op ons wag nie. Dalk het ons nou hier waar ons sit 'n baie dringende behoefte aan God se sorg en sy seën. God sê, kry jou bakens reg. Jy hoef nie met krummels tevrede te wees nie. Kry jou bakens reg. En die eerste baken is om jou verhouding met die Here vas en stewig vas te knoop. En onthou dan, die tekens van die besnydenis en die Paasfees het Jesus kom nuut maak. Die verbond wat Jesus kom vat het en die teken van die besnydenis verander het in die volheid van die doop. Die teken van die Paasfees in die volheid ook weer van die nagmaal. Om te kom sê, maar die verbond
Met God staan steeds vas. Hy wil steeds elkeen van sy kinders versorg en hy wil vir ons seën. En hy bevestig dit vir ons met die bietjie water by die doop. En ons word herinner nie aan die uittog uit Egipte nie, maar ons word herinner aan Jesus se verlossingswerk, toe sy bloed vir ons gevloei het en hy uit die dood uit vir ons opgestaan het, elke keer as ons aan 'n nagmaalstafel ook aansit. En dit sê die Here, is 2 bakens waaraan jy moet vashou. En daarom elke keer, as jy voel jy weet nie meer watter kant toe nie, dink aan die teken van die doop, dink aan die nagmaal, wat die Here vir ons gegee het. Maar daar is ook 'n derde ene. Ons het steeds iemand wat ook saam met ons is elke oomblik. En dit is die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat in ons woon, elke oomblik by ons is. Eintlik is ons in 'n soveel beter posisie as Joshua. God bly in ons deur sy Gees en hy verander ons binnekant. Hy veg letterlik vanuit ons binneste na buite. Hy lei ons vanuit ons binneste in hierdie lewe in. As ons van wonder soos Joshua, aan wie se kant is die Here? Hy is nie aan 'n kant nie. Hy wil net sy wil deur my en jou tot uitvoer bring. Hy kom vra vir ons, aan wie se kant is jy? Aan wie se kant is jy in die bouwerk van die koninkryk van God? As ek vir hom kies, dan gee hy vir ons bakens, terwyl ons in hierdie stryd hier op die aarde is. Maar dis nie net die doop en die nagmaal en die wete dat ek die Heilige Gees het nie. Daar's baie ander ook. Dink maar 'n bietjie terug in jou eie lewe. Hoeveel gebedsverhorings was daar nie al van die Here nie? Hoeveel keer het hy nie al voorsiening gemaak, beloftes vervul nie? Ons kan staat maak op die Here. Hy sal ons nie in die steek laat nie. Ek glo ons almal koester verwagtings oor 2026. Hierdie pad moet ons stap, al is dit dalk soos 'n bos voor ons wat ons nie weet wat op ons wag nie. Maar elke keer as daar 'n uitdaging wag, gaan ek aan my voorkop vat en ek gaan onthou van die doop. Ek wil nie 'n nagmaalsviering mis nie. Ek het daardie versterking nodig. Ek probeer fyn luister na wat die Gees vir my sê en hoe hy my lei. Dit is die bakens waarin ek in 2026 gaan vashou. En jy? Waaraan gaan jy vashou? Amen. Liefdes, dit is week van gebed en ons het baie om voor te bid. Op Sondag aand is ons bietjie rustiger. Ek glo dat al die huiswerk is al klaar, dat daar nie huis toe gejaag hoef te word vir alles en nog wat nie. So ek gaan geleentheid gee dat ons net stil word daar in die banke waar ons is. En as daar persone is wat die vrymoedigheid het om vir ons voor te gaan met 'n hardop gebed, daar waar jy is, dit sal dalk help as jy dalk net opstaan, sodat ons beter kan hoor, dat jy dan ook vir ons sal voorgaan in gebed. En die res van ons beamoen dit dan in ons harte, maar kom ons gee ruim geleentheid vir enige persoon wat vir ons wil voorgaan, en nadat dit stil geword het, dan sal ek vir ons afsluit. Ons Hemelse Vader, wanneer ons hierdie aanduur so bidend voor U sit, dan borrel daar so baie dinge in ons op, wat ons vir U wil vra, wat ons U hulp soek. Maar Here, voordat ons vra, wil ons eers kom dankie sê. Dankie dat U ons Here is. Dankie dat U vir ons
deur en deur ken. En dankie dat U op soveel ander maniere werk as wat ons baie keer dink. Wat ons weer gesien het hier in Joshua ook vanaand. As hulle reg was en wou vorentoe storm om ook daar die laaste vesting af te breek, sodat hulle net rustig kon wees. Nie letterlik vir hulle in hulle voetspore gestuit het en gesê het, wag, onthou eers wie julle is en wie julle God is. Dat U vir hulle weer eens bevestig het, U is die Here van hulle lewens en U dit vanaand ook vir ons kom sê, U wil die Here wees van ons lewens en U wil hê dat ons totaal en al aan U sal wy. Ons totaal en al aan U sal oorgee. Dat ons dan, Here, sal luister na U Gees, en die pad sal loop, waar U wil hê ons dit moet loop en hoe U wil hê ons dit moet loop. Dankie vir bakens op ons pad. Dankie vir 'n doop en 'n nagmaal waarin ons kan vashou. Waarin daar vir ons bevestig word wie U is en dat ons aan U verbind is en dat U niks ontsien het, sodat ons as U kinders kan leef nie, selfs nie eens U eie seun nie. Dankie dat U die Gees gestuur het om in ons harte te kom woon, vir ons te lei en te leer wat U wil hê ons moet stap. Here, en as ons so dankie sê, dan weet ons dat alles wat op ons lippe is, wat ons wil vra, dat U daarvan weet en dat ons dit met vrymoedigheid vir U kan gee. Ja, daar is so baie dinge waaroor ons bekommerd is. Ons is bekommerd oor die wêreldse politiek. Ons is bekommerd oor die natuur en al die rampe. Ons is bekommerd, Here, oor die mensdom self, maar ook oor mense hier naby ons en om ons, wat deur soveel hartseer en seer en pyn ook gaan. En dankie dat ons in ons bekommernis kan weet, U sorg, U seën, U hou vas, U stort U liefde uit, U maak U beloftes waar. Ons kan dit aan U toe vertrou. U het beloof, U sal sorg. En dan is elkeen van ons hier voor U, bidend. As ons ook dink aan die res van hierdie jaar, en soos die een persoon so pas gebid het, die res van ons lewens, wat voor lê. Here, en ons bekommer, en ons is besorgd. U wil vanaand vir ons kom sê, wees rustig. Elkeen van ons is in U hand. U sal sorg. En daarom, Here, gaan ons hierdie jaar vorentoe om elke oomblik U koninkryk te soek, om elke oomblik op U naam voor te bou. En die wete, dan sal al die ander dinge ook in plek val. Here, help vir ons in die week wat voorlê. Werk ook die duiwel teë wat ons ook wil weghou van hierdie geleenthede in die komende 3 aande. En gee dat ons hier by mekaar sal wees om deur U bemoedig en versterk te word. Ons weet dat U hier op ons wag. Mag ons getrou wees en elkeen op ons pos wees. Ons bid dit in U kosbare naam. Amen. Ek herinner weer aan die deurkollekte en dan die verversings daar by die kerksaal. Ons gaan sluit deur saam te sing uit lied 51.
Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Ons sing die eerste vers en ook die derde vers, as daar staan, doen dit alles biddend, soos die Gees dan ook vir ons lei. Ons sing staande die eerste en die derde vers, daarna bly staan vir die uitspreek van die seën en antwoord met die amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal ons steun en ons beskerm. Die Here sal by ons kom staan en ons help. Die Here sal hoor wanneer ons bid en aan ons sy vrede gee.